Hallo, baie welkom by ons erediens. Dis vir ons goed en mooi en vir ons 'n voorreg dat jy saam met ons vandag deel is van hierdie erediens, van waar af jy ook al inskakel. Ons het hierdie naweek ons gemeente se bazaar gehad, wat 'n lekker feesvieringsmoment is. Ons noem dit ons gemeentefees, want dit is vir ons goed om saam te kan wees en te kan feesvier oor die Here en oor die feit dat ons saam kan wees as gemeenskap van gelowiges. So vir elkeen van julle wie moontlik dalk saam met ons deel van hierdie geleentheid was, wil ons ook om dankie sê vandag. Dankie van my en Leon se kant af dat jy deel was van hierdie feesvieringsmoment, of jy pannekoek kom koop het of 'n lekker vleisie kom kry het en of jy net lekker saam gekuier het of vooraf selfs iets geskenk het. Ons is opreg dankbaar daarvoor. Dankie aan elkeen van julle wat saam met ons deel vorm van hierdie geloofsgemeenskap. Dis vir ons 'n voorreg om saam te kan bedien, saam in God se koninkryk. Wanneer ons so saam is, sê ons ook vir mekaar en herinner ons mekaar dat God by ons teenwoordig is. Dis nie uit ons eie wil uit, ons eie oortuigings dat ons vandag hier saam is nie. Ja, dit ook, maar God het elkeen van ons vandag op hierdie besonderse manier aan mekaar verbind. Die Here het self 'n afspraak met elkeen van ons vandag. Om ons te herinner hieraan, om ons ook te herinner aan ons verbondenheid aan mekaar, lees ek graag vir ons Jesaja 28 vers 16 en 17 as woorde. Daarom, so sê my Heer die Here, kyk, ek lê 'n fundamentklip in Sion, 'n uitgesoekte klip, 'n kosbare hoeksteen as fundament gelê. Die een wat vertrou, hoef nie haastig weg te gaan nie. Ek maak die reg 'n maatlyn en geregtigheid 'n skietlood. Hierdie God wat my en jou fundament is, kom groet jou vandag. En hy sê genade en vrede vir jou, my geliefde. Kom ons bid saam. Here ons God, so aan die begin van ons saam wees, aan die begin van hierdie erediens, waar ons sê, alles wat ons doen, wil ons graag doen tot eer en verheerliking van U naam. Kom vra ons dat U ons harte en ons gedagtes sal kom stil maak. Rig ons oë opnuut weer op U. Help ons om onsself in te stel op U woord en te kan hoor wat U vir elkeen van ons wil sê. Here, want ons weet U praat deur die woord. Ons weet U praat deur mens. Ons weet U praat deur die Gees met elkeen van ons. En daarom wanneer ons die woord gaan lees, dit saam gaan oordink, daarin gaan wandel, vra ons Here dat ons ontvanklik sal wees, dat U ons harte sal kom aanraak en in ons sal werk, Here. Kom wys ons eie blinde kolle vir ons uit. Wanneer ons in hierdie week verder beweeg, mag ons gedurig weer hierdie woord nadink. Here, juis sodat ons kan vorm, ons kan help om geestelik te groei en volwasse te word in ons geloof. Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, want ons weet, Here, sonder die genade verdien ons niks. En daarom vra ons deur die genade dat U self die woord vir ons sal oopbreek. Amen. Ons lees saam 1 Petrus 2 vanaf vers 2 tot vers 10. Lees saam met my.
en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing. Nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, 'n geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif: Kyk, ek sit in Sion, 'n klip neer, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar. Maar wie in hom glo, sal verseker nie beskaamd staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld juis die klip wat die bouers afgekeur het die hoeksteen geword, en 'n klip waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eens nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Hierdie is 'n teks wat ongelooflik ryk aan beelde is. 'n teks wat gereeld terugverwys na die Ou Testament. En is interessant dat ons hierdie terugverwysing na beelde in die Ou Testament kry, wanneer ons eintlik vir mekaar sê, hierdie brief wat geskryf is, 1 Petrus, is eintlik gerig aan nuwe gelowiges. En daarmee bedoel ons mense wat uit 'n heidendom tot bekering gekom het. Dis nie Joodse gelowiges wat nou Christene is. Dit is interessant dan dat ons in hierdie brief van Petrus juis verwysing terug na die Ou Testamentiese tekste toe raak lees. Ons sal later weer by hierdie interessantheid kom oor juis waarom hierdie beelde uit die Ou Testament gebruik is, selfs wanneer dit aan mense verkondig word wat nie noodwendig bekend is met hierdie beelde nie. Hierdie brief is geskryf aan gelowiges in Klein-Asië wat vandag Turkye is. En hoofsaaklik vir 'n groep gelowiges wat nie Jode is nie. Hulle het nie 'n spesifieke agtergrond oor hoe daar geglo is, die wette en die reëls en alles wat daarmee saamkom nie. Maar in 1 Petrus vind ons tog hierdie uitnodiging tot geestelike groei. In 1 Petrus 1, die hoofstuk net voor ons teksgedeelte vir vandag, ontdek ons die eintlik baie bekende begrip waarmee elkeen van ons in vandag se tyd taamlik bekend is, wat ons die uitnodiging ontvang, julle as gelowiges moet nuutgebore wees. Julle moet nuutgebore word, afstand doen van die oue en nuutgebore wees in julle verhouding met God. En dan kom ons hier na die oorskakeling na hoofstuk 2 toe, wat eintlik die aanname gemaak word, ja, julle wie hierdie brief verder lees, is dan nou die gelowiges wie nuutgebore is. Julle is die wat daarna streef om afstand te doen van die oue. Julle streef daarna om in hierdie nuwe verhouding met God te leef. En daarom is hierdie teks net so waar vir my en jou vandag, soos vir die lesers van hierdie brief. Want ons lees dan dat die brief van 1 Petrus
begin, ons teksgedeelte vir vandag begin met die woorde soos nuutgebore babas smag na melk. So moet julle smag na geestelike melk. Ek en jy is in wese nuutgebore babas wat daarna smag om te groei in ons geloof. Ons groei saam verder op hierdie reis in ons verhouding met God tot ons uiteindelik geestelik volwasse is. Nou hierdie teks begin met hierdie verstaan dat elkeen van ons deur God se genade nuutgebore is en daarna smag om geestelik vervul te word, te kan groei wanneer ons juis die woord van die Here lees. Wanneer ons juis daaroor nadink. En aanvanklik kan dit vir ons vanuit vers 2 voorkom asof ons dit op ons eie kan regkry. Ek en die Here, jy en die Here. Saam kan julle dit regkry om geestelik te groei en dat jy volwasse word. Maar vers 3 maak eintlik vir ons hierdie oorgang, hierdie brug om vir ons dit duidelik te maak vanuit ons eie krag en selfs vanuit ons verhouding alleen met God kan ons dit nie regkry om wel geestelik volwasse te word nie. Wanneer ons lees vers 3 sê dit nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Julle het iets geproe van hierdie melk, van hierdie groei wat kan plaasvind. Maar dan sê vers 4, kom na hom toe die lewende klip wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom beskikbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Ons wie daarna smag om te groei in ons verhouding met God, kan dit nie op ons eie doen nie. Wanneer ons deur Christus aanneemlik is vir God, raak ons deur Christus deel van iets groter. Ek op my eie een lewende klip vorm nie 'n huis nie. Vorm nie 'n geestelike tuiste vir die wêreld nie. Saam as gemeenskap van gelowiges kan ons dit wel doen. Saam as gemeenskap van gelowiges wie daarna streef om te groei, saam kan ons hierdie geestelike tuiste, 'n heilige priesterdom in God se koninkryk wees. Ek dink vir 'n oomblik aan die 2 kere wat ek 'n pasgebore babatjie in ons huis gehad het en hoe daardie lyfies geskree het vir melk. Die oomblik wanneer hulle besef hulle is honger, is daar eintlik hierdie dringende uitroep na voeding. Dit is so belangrik vir daardie kleintjie om voeding te kry, dat hulle weekliks vir die eerste 6 weke geweeg word. En dan word daar gekyk of daardie kindjie per dag ten minste 20 gram opgetel het. So word daar gemeet hoe die kindjie melk ontvang, hoe die kindjie groei en ontwikkel en uiteindelik eendag groot word. En Petrus gebruik hierdie beeld vir my en jou as gelowiges binne 'n groter raamwerk, binne die kerk, wat hy sê soos kindjies smag na moedersmelk, so smag julle as nuutgeborenes in God se koninkryk na geestelike voeding. Ons moet mekaar help om eintlik hierdie meting te doen
oor hoe groei ons? Groei ons wel binne in God se koninkryk? Soos die kindjies geweeg word, so moet ons mekaar help, saam met mekaar groei, om dan hierdie geestelike tuiste te wees, soos wat God dit bedoel het om te wees. Hy gaan dan oor vanaf vers 4 tot vers 10, sien ons die heeltyd hierdie saambeweging van hierdie huismoment, maar ook van die hoeksteen van hierdie huis. Nou interessant, die hoeksteen in vandag se tyd kan ons dalk anders verstaan as in die Bybelse tyd. Vandag se begrip is waarskynlik dat dit eintlik 'n memoriam plek is, 'n plek waar name waarskynlik uitgegraveer is, om te sê op hierdie datum en in hierdie tyd het hierdie persoon hierdie gebou onthul. Dis 'n oomblik vir erkenning. Maar in die Bybelse tyd is daar anders oor 'n hoeksteen gedink. In die Bybelse tyd is 'n hoeksteen gebruik om 'n erfporsie te kan begin afmeet. Hy sou op 'n plek neergesit wees waar die mate begin het. En van die hoeksteen af verder sou die meetsnoere neergelê wees, juis om die erfporsies af te meet. Ons dink byvoorbeeld aan Joshua, waar hulle in die beloofde land ingaan en daar word verskillende erfporsies afgemeet vir die 12 stamme. Vanuit 'n beginpunt, vanuit die hoeksteen is die res afgemeet. Wanneer ons dit verstaan en by ons teks vandag inbring, dan kan ons mekaar sê die hoeksteen, die begin van ons erfporsie, en sê die teks ook later vir ons, is Jesus. Ons leef nou in hierdie naopstandingstydperk. Ons vier in die kerklike jaar Pase. Ons mekaar sê Christus het opgestaan, hy het waarlik opgestaan en ons saam met hom. Dis die begin van ons erfporsie, dat ons 'n nuwe lewe het, nuut gebore is in en deur Christus. En hy is hierdie begin, hy is hierdie hoeksteen wat ons erfporsie vir ons afmeet en ons deel maak van sy koninkryk. Christus is die lewende hoeksteen. Maar ons vorm nie net deel van dooie klippe wat langs die pad lê, wat afmerk waar God se koninkryk is nie. Nee, hierdie teks kom herinner ons is deel van die lewende stene. En is interessant dat daar eintlik van stene, wat ons eintlik weet 'n dooie ding is, verwys word na lewende stene. Maar wanneer Petrus in daardie tyd daarna verwys, weet hy, dit is heidene, mense wie beelde vir gode gehad het, waarskynlik uit klip gemaak. En dan probeer hy eintlik die beeld tuisbring om te sê, daardie beelde, daardie gode wat julle voorheen aanbid het, is dooie klip. Dit beteken eintlik niks. Christus wat lewe, is my en jou erfporsie. Hy maak ons deel van iets groter, iets wat lewegewend is. En ons is in daardie beeld geskaap en ons kan dit verder gaan verkondig. Dit bly nie net hier by hierdie een geestelike tuiste nie, nee, dit gaan uit na die wêreld toe. Maar hy gebruik die woorde hierdie geestelike huis en direk daarna 'n heilige priesterdom. Nou die woord heilig is eintlik om te sê eenkant gesit vir 'n spesifieke doel. Dis wat heilig beteken. Jy's eenkant gesit vir 'n spesifieke doel. Nou heilige priesterdom. Ons weet priester verwys veral in Aaron se tyd na iemand wat 'n tussenganger tussen God en mens was. Iemand wat by God gehoor het wat sy wil is en dit dan aan die volk gaan verkondig het.
So wanneer hier na heilige priesterdom verwys word, dan sê dit julle wie deel is van die lewende stene, julle wie deel vorm van hierdie geestelike tuiste, julle is die wat eenkant gesit is vir 'n spesifieke doel, juis omdat julle besig is om te groei, en soos wat julle besig is om te groei, word julle ook gestuur met 'n spesifieke doel na die wêreld toe. Tussen die kerk en die wêreld, tussen die liggaam van Christus en die wêreld is julle gestuur. Soos ons groei, soos babetjies groei ons in geloof, en uiteindelik begin ons al meer vaste kos eet, begin ons tande kry om dit te kan kou en te kan verwerk, en raak daardie kos eintlik deel van ons lewe en vorm dit ons, en daarom kan ons deel van die heilige priesterdom wees, want ons is reeds gevorm en vorm al meer en meer na die beeld van Christus. Kan ons tussen Christus, tussen God en die wêreld beweeg om daardie beeld na die wêreld toe uit te dra. Vers 10 kom dan met 'n baie mooi herinnering, maar ook so tussen die lyne deur 'n fyn waarskuwing. En ek wil jou nooi om saam met my vers 10 te lees, wat sê, julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou ook volk van God is. Wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Ons is deel van die liggaam van Christus. Ons vorm deel van die lewende stene. Ons het ons erfporsie ontvang en ons kan binne dit leef en werk as gemeenskap van gelowiges. Ons verstaan iets van die feit dat ons deel vorm van die heilige priesterdom. Maar vers 10 kom sê, onthou dat julle eens nie deel hieraan gehad het nie. Onthou dat julle eers nie deel gehad het aan die genade nie. Julle was ook daar ver, daar in die wêreld. So wanneer jy tussen God en die wêreld beweeg, onthou God se genade. Onthou dat jy met 'n sagte oog na die wêreld moet kyk, want jy was ook eens die baba wat eintlik net die melkies kon verteer. Dalk is jy nou op 'n plek in jou lewe waar jy vaste kos kan inneem en dit kan verteer. Maar hierdie teks gee hierdie herinnering. Onthou, jy was ook daar. Onthou, jy het ook iemand nodig gehad wat jou kon help om te groei. Iemand wat jou kon ondersteun om verder kos in te neem. Iemand wat saam met jou moes reis en saam met jou moes praat en saam met jou moes nadink oor wat dit beteken, juis sodat jy die kos kon verteer en kon groei. Dis hierdie uitnodiging om met sagte hande en sagte oë met die mense om jou te werk. Of hulle bietjie melk drink en of hulle vaste kos eet. Ons moet sag met mekaar omgaan. Maar dan kom hierdie woorde onthou terug na ons toe en sê, onthou, babetjies neem dalk min in op 'n slag. 'n Babetjie verteer nie naastenby soveel soos 'n volgroeide man wat daagliks moontlik rugby speel nie. Hulle eet baie. Wanneer ons sê ons is geestelik volwasse, is dit ook ons uitnodiging en herinnering dat ons voortdurend moet teruggaan na die woord toe. Voortdurend daardie kos moet inneem, want soos ons groei, soveel te meer moet ons hierdie geestelike kos ontvang. Moet ons dit inneem en verteer. Dit laat dink my aan die beeld in Esegiel 3 vers 3, waar
God vir Esegiel sê, hy moet die boekrol inneem, hy moet dit eet, dit moet deel word van sy lewe, en dan sê hy, die boekrol proe so soet soos heuning, dis vir hom goed om dit in te neem. Ons moet die woord van die Here so inneem, dat dit deel word van ons lewe, juis sodat ons hierdie lewende stene kan wees, juis sodat ons hierdie heilige priesterdom kan wees, wat in God se koninkryk gaan leef en werk. Onthou met sagte oë, onthou met sagte hande, want ons is net so afhanklik van die genade van God, soos enige iemand anders. Onthou, jy was self ook eens 'n baba. Onthou, jy het self ook eens gegroei. Onthou wie die hoeksteen van jou erfporsie is. Psalm 16 vers 5 en 6 sê, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ons erfenis is goed, meer as genoeg, mooi. Here ons God, wanneer ons in hierdie Paase tyd leef, saam feesvier as gemeente, as gemeenskap, dink ons terug en ons onthou, ons was self op 'n tyd jonk, ons was self op 'n tyd onvolwasse in ons geloof, klein bietjie melk op 'n slag ingeneem, juis sodat ons kon groei, juis sodat ons dit kon verteer. Here, soms beweeg ons maar weer terug na ons melkfases toe. Sukkel ons om te verteer wat U deur die woord vir ons kom leer. Maar Here, dankie dat ons deel is van 'n geloofsgemeenskap wat ons ondersteun, wat ons help om sekere dele vanuit die woord te verteer, deel te maak van ons eie lewe, juis sodat ons kan groei, kan groot word, kan volwasse word in geloof. Dankie Here dat U ons nie net los waar ons is nie, maar dat U 'n geloofsgemeenskap oor ons pad stuur, heilige priesterdom vir ons gee, om ons te help om te groei. Here, dankie dat ons dan kan weet, soos ons die genade deur Jesus Christus ontvang, is ons ook uitverkies. Uitverkies soos daardie hoeksteen, Jesus Christus, om deel van die koninkryk te kan wees. Leer ons, Here, om in nederigheid en in U genade te wandel. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by jou en lei jou om aan te hou geestelik groei. Amen. Afkondigings. NG Kerk Groot Brakrivier 3 tot 10 Mei 2026. Sondag 3 Mei. Daar is geen leefkerk vanaand nie. Woensdag 6 Mei 2026. Getuienisbediening, sop, brood en boodskap uitreik. Ons moedig die gemeente aan om te volhard in hulle deelname aan ons projek, waar ons 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood voorsien aan 115 gesinne elke tweede week. 1800 blokbyeenkoms blok 21, St. Ellen Vogelsang Tusken Dunes en Melkhout Estate. By Juwelsstraat 10, kontak vir Anne Pretorius 082 565 1868. Kooroefening by die orgel om 4:15. Alle belangstellendes is welkom. Marida se nommer 082 471 0751. Hierdie was alles
Woensdag se aktiwiteit. Sondag 10 Mei, erediens om 9 uur. Dr. Yuri Vermeulen. Dis ook Moedersdag, Kleuterkerk in die konsistorie en daar sal ook kategese wees. Die sinodale offer is vir gemeenteondersteuning by die deure. Dit sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Die Groenkloofpreek om 10 uur sal digitaal wees. Leefkerk is om 5 uur in die kerksaal, gelei deur Dominee Shanay Viljoen, Sondag 10 Mei. Gebedsgidse. Gebedsgidse vir Mei 2026 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Ons bedieninge. Eiendomsbediening. Baie dankie vir u geduld met die stukkende plafon. Foutopsporing is afgehandel en 'n kontrakteur is aangestel. Ons hoop om die herstelwerk binnekort af te handel. Die getuienisbediening. Deurlopende behoeftes vir getuienisprojekte. Skenkings van die volgende sal ons baie help. Skere, ou tydskrifte, prit of gom, ou waterverf, akrielverf, ou kwassies, inkleerpotlode, naalde, garing, wol. En dan is daar ook 'n nood vir 'n ou yskas en stoof of 2 plate kookstoofie. Baie dankie vir u volgehoue meelewing, omgee en ondersteuning. Die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters 082 327 9527. Ons ondersteuningsbediening. Ek lees vir u Job 29 vers 12 tot 13. Want ek, die ellendige gered, wat om hulp geroep het, en die wees en hom wat geen helper het nie. Die seun van hom wat klaar was om onder te gaan, het op my gekom, en die hart van die weduwee het ek laat jubel. Ons voorsien hulp in die vorm van, onder andere, rygeleenthede na doktersafsprake, hulp met inkopies en ondersteuning van eensames, want dit is God se hart vir die wees en die weerloses. En as gemeente is dit ook ons hart vir ons medemens en ons gemeenskap. Kontak vir Rihanna Bruers 081 039 8853 of vir Riet Jansen van Rensburg 082 928 9625. Neem kennis. Die truitjie projek, dis weer tyd om te brei. Hierdie jaar soek ons enige breiwerk, van babagoedjies tot truie vir peuters, kleuters en as jy kan sien, ook vir 'n groter trui of 2. Ons sal dit versprei na waar die behoefte groot is. Kontak vir Renée Foster 082 338 2364. Pinkster is ook al amper weer op hande. Ons tema gaan wees Veni Creator Spiritus. Kom Skepper Gees. Oggenddiens sal om 10:00 wees by Groenkloof. Die aanddienste 1800 in die kerkgebou. Ons begin ons Pinkster op Sondag 17 Mei. Geesbewus is die tema. Maandag 18 Mei, Geesbeheer. Dinsdag 19 Mei, Geeskrag. Woensdag 20 Mei, Geesleiding. Donderdag 21 Mei, Geesvorming. Kom reis saam, terwyl ons saam dink oor wat dit beteken om as gelowige in afhanklikheid van die Heilige Gees te leef.
Daar sal sop na die aanddiens in die kerksaal bedien word. Dan op die 30ste Mei het ons 'n ontbyt in die kerksaal. Dis 'n Saterdagoggend. Die tema is seisoen van konflik, 'n seisoen van geleenthede. NG Kerk Groot Brakrivier nooi u uit na 'n ontbyt en geleentheid vir saamgesels oor die onrus in ons wêreld. 30 Mei, 8:30 vir 9 uur in die saal en die koste vir die oggend is R75. Die spreker, Mike Boernard. Mike was 25 jaar betrokke by Geopende Deure. Tans is hy by Dialogos as sendingkonsultant en analitiese strateeg werksaam. Hy is ook die stigter van Context International, media bediening wat wêreldgebeure vanuit 'n koninkryksperspektief interpreteer. Antwoord asseblief teen 22 Mei by die kerkkantore 044 620 2205. Dan nooi die lofdansgroep u vriendelik om deel te raak van hulle bediening. Hulle loof die Here en die mense deur saam te dans. Ons beweeg ritmies saam op die maat van musiek en wil graag mense seën met hierdie bediening. Ons oefen op Dinsdag 10:00 in die kerksaal en indien jy graag betrokke wil raak, kontak gerus vir Adri Peens 082 372 4063. Ek lees vir die Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. FEBA Radio Suid-Afrika. Ons bid vir die FEBA Mosambiek en FEBA Malawi. Oorstromings het wyd verspreide verwoesting in Mosambiek en Malawi veroorsaak. Duisende FEBA luisteraars, sowel as sommige omroepers, het hulle wonings en besittings verloor, sodat partypersoneel op FEBA se persele en ander by reddingskampe moes skuilings vind. Ons gebed vir FEBA vir die week. Bid dat God sal ingryp en verligting sal bring. Vra dat hy reddingswerkers die energie en wysheid sal skenk om die nodige hulp te verleen. En dat hy FEBA se uitsending sal gebruik om luisteraars te vertroos en hulle geloof te versterk. Die webwerf nggrootbrakrivier.co.za 3 Mei 2026. U gaan op die webwerf die volgende kry. Die erediensbediening, kry die skakel na die YouTube erediens van 3 Mei deur Dominee Shanay Viljoen. Bybelstudie reekse, skep asem vir vandag, 'n heerlike positiewe begin vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke se tema is vriendekring. Ons webwerf gemeentenuus, kollaas van die gemeentefees van 2 Mei 2026 is beskikbaar. Die weeklikse afkondiging as ook lief en leed is op die webtuiste indien u wil seker maak van enige iets. Ons leraars Dominee Shanay Viljoen, Dominee Leon Kronheer. Ons kerk se adres Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525, telefoon 044 620 2205. Ons volledige webadres is https://www.nggrootbrak.co.za. Ons dankie vir u volgehoue bydrae en die ondersteuning van die werk